Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 18de Mei, jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader, ieder en elkeen van ons, en ons moet hierdie dag ingaan met die wete dat die Here is met ons, ons is nooit alleen nie. So jy kan nie skinder nie, jy kan nie lelik wees, jy kan nie vloek nie, want daar's iemand wat saam met jou is wat hoor wat in jou hart aangaan. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend wil ek so 'n bietjie uit die verklarende studie Bybel vir ons deel oor 1 Petrus 3. En ons moet die Here ons God heilig in ons harte. Dis baie belangrik. Maar wat sê Petrus hierso? Petrus het aanvanklik die ontvangers van hierdie brief vreemdelinge genoem, soos in 1 Petrus 1 vers 1, met verwysing na die feit dat die volgelinge van Christus nie vir hierdie wêreld gemaak is nie, maar bloot tydelik hier vertoef. En as ons nou kyk na Hebreërs 11 vers 13 tot 16 sê dit, in die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde was, want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, en as hulle bly dink het aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te gaan soontoe. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Halleluja. Daar's 'n hemelse woning wat vir ons voorberei word. En hoe sien ek uit na daardie woning? Hoe lyk besoekers aan jou dorp? Kan jy hulle van 'n afstand af uitken? Aan hulle kleredrag miskien, hulle aksent, gaan die klomp Gautengers gaan see toe. Jy kan sommer net sien, hierdie klomp is van Gauteng af. Almal loop of in 'n kostuum of in 'n short rond, en so almal weet ons is vakansiegangers as ons see se kant toe gaan. Hulle aksent miskien, vra hulle aanwysings, skryp hulle miskien weg, lyk hulle verdwaald of loop hulle met hulle neuse in 'n padkaart rond. Geestelik gesproke geld dit ook vir enige gelowige. Die manier van praat en doen van die wêreld behoort vreemd te wees vir gelowiges. Gelowiges behoort te voel asof hulle nie hier eintlik behoort nie. Hulle pas nie in nie. Nooit is hulle werklik tuis nie. Christene sal natuurlik goeie vriende maak en wonderlike herinneringe opbou, maar terselfdertyd dink hulle in hulle binneste, hierdie wêreld is nie regtig ons woning nie. En omdat gelowiges vreemdelinge op aarde is, sal hulle onthou van vleeslike begeertes en hulle lewenswandel sal hulle skoonhou volgens 1 Petrus 2:11 en 12. Dis die dinge wat 'n verskil maak en waarna mense smag. Watter soort mense onthou hulle is vandag se dae van vleeslike begeertes en hou hulle lewenswandel skoon. Dis vreemdelinge. Mense hou ons dop en merk dadelik die verskil op. Hulle mag dalk nuuskierig wees en ook begin vra. Hulle kan dalk selfs kwetsende dinge teenoor gelowiges sê en doen. En Petrus het gelowiges aangeraai om nie te vrees nie en om altyd bereid te wees om verantwoordelikheid te doen aan elkeen wat dit van hulle rekenskap eis. So kom ons lees hierso 1 Petrus 3 en ek gaan vir ons hier lees vanaf verse 12 tot 16. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers van die goeie is, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word wat julle goeie lewenswandel in God belaster. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord wat so ryklik is. Ons so seën weer vanoggend, Here, sodat ons in ons hele lewenswandel regverdig mag wees voor u, Here, en dat ons altyd deur u belange eerst op die hart sal stel. Here, ons het u lief met ons hele wese. Here, en ons wil uitgaan en vir die wêreld vertel, weet jy wat, die Here het jou lief. Baie mense wat dit aanhoor, se harte smelt onmiddellik en daar's trane wat oor hulle wange rol,
Want hulle kan nie glo dat die God van die heelal hulle ook kan lief hê nie. Want Here, partykeer voel ons net so vuil en so vol sonde en ons dink, is daar ooit 'n weg vir my? Sal U my ooit vergewe? Maar baie dankie Here dat U regverdige God is en U nie met haat en bitterheid en onvergifnis in U hart rondloop nie. Here, help ons as mens dat ons ook daardie dinge sal aflê, mekaar sal lief hê met die liefde van Jesus. Ons loof en prys en eer die groot en heilige naam. Amen en amen.